ek is Dr. Didi Klaasen en van Afrivet en ek is 'n produkbestuurder by hulle vee-eenheid. En dit is my lekker om vandag by Ubaro te wees en om met julle te gesels oor hoe julle julle kuddebestuursprogram kan aanpas vir die jaar wat voorlê. Ek het nou nog lekker nuus in die Agbus nuusbrief gelees wat hulle sê hulle voorspel 'n La Nina klimaatpatroon vir hierdie komende reenseisoen by ons en dis goeie nuus want dit beteken meer reënval vir die suide van Afrika. So daar kom reën, maar ons gaan ons kuddebestuursprogramme moet aanpas sodat ons nie diere verloor oor onnodige siektes wat ons kon voorkom nie. So dis waar ek vandag met julle gaan gesels. So wat gebeur wanneer daar 'n verhoogde reënval is 'n ontploffing in jou insekte en in jou parasietladings, want hulle hou van die ekstra reën net soos ons ook van hou. So eerste groep insekte wat ons gaan moet aanpak is jou muskiete en jou muggies. En daar's nie veel wat ons vir hulle kan doen nie, want ons kan hulle nie uitwis nie, daar's baie van hulle, anders sou ons almal baie ryk gewees het en nie muskietbyte gehad het nie. Maar twee belangrike siektes veral vir vee is bluitongvirus. Ons sien dit redelik gereeld in ons land in elk geval, maar wanneer daar hoë reënval is, dan kry ons baie meer uitbreke. So waarvoor moet jy ent? Onderste poort biologiese produkte het 'n entstof vir slengtaalkoors en dit is beskikbaar by Ubaro, so jy kan dit hier kom kry. Hy bestaan uit 3 entstowwe, so dit is belangrik dat jy al 3 toedien, soos die voubiljet aanbeveel, want anders kan jy nog steeds uitbreke kry. Daar's 'n A, 'n B en 'n C. En jy betaal in elk geval vir almal, so gee almal en dan 3 weke uitmekaar uit. So A, 3 weke later B, 3 weke later C. So dit is belangrik dat hulle al 3 kry. Dan die tweede siekte is slengtaalkoors. Nou die probleem met slengtaalkoors, die van julle wat al lank boer, kan onthou in 2009, 2010 het ons 'n groot uitbreek gehad van slengtaalkoors. Mense is dood, diere het geaborteer, diere het gevrek. Dit was 'n ongelooflike dier speelietjie en daar was nie entstof beskikbaar toe die uitbreek gekom het nie. So dis belangrik dat ons voorsorg tref. Mense kan nou sê ja, dit gaan nie so baie reën soos in 2009 en 2010 nie, maar waar daar sporadiese verhoging in jou reënval in jou area is, kan mens uitbreke kry. 'n Voorbeeld daarvan was Jagersfontein in 2018 was daar net een plaas wat 'n uitbreek gehad het. So net 'n bietjie meer reën in jou area kan maak dat jy uitbreek kry. So hoe jy dit kan voorkom, entstof. En dit is ook by Ubaro beskikbaar. Daar is verskeie lewendig en dooies, so jy wil nie die lewendige entstof vir jou dragtige diere gebruik nie, maar daarvoor kan jy die dooie entstof gebruik. So ent. Dis al ons hierdie kan keer met die komende reën en dis die goed wat my die meeste bekommer is die slengtaalkoors. En dan die laaste een is perdesiekte entstof, want die muggies dra perdesiekte oor. So is belangrik dat jy seker maak jou perde is geënt. Dan die volgende moontlike probleem is uitwendige parasiete. So daarso praat ons oor bosluise. Bosluise kan siektes oordra soos hartwater, rooiwater en galsiekte, maar hulle kan ook skade maak in die diere se huid en dan kan vleewe kom eiers lê en maaiers kan uitbreek. So bosluisbeheer is baie belangrik. En dan het jy ook wat die bosluise doen as die dier se kondisie swak is en sy immuunstelsel is afkom daar 'n groot lading bosluise op en dan kan die dier vrek omdat die bosluise hulle letterlik droog drink. So dis belangrik dat mens bosluise beheer. Dan produkte wat daarvoor werk is soos die Raditic 250 en dan ook iets wat mense in gedagte moet hou is om seker te maak jou dipmiddel werk vir die bosluise. Bosluise soos die wurms kan ook weerstandigheid opbou. Afrivet het 'n laboratorium in Howick en jy kan met jou plaaslike agent praat, jou Afrivet agent. Hulle kan monsters van die bosluise in jou dip tank kom neem en dan stuur ons dit Howick toe en dan kan hulle vir jou toets of daar weerstandigheid is veral vir jou Amitraz produkte soos Raditic 250 of 125. So dis 'n voordeel, so praat met jou Afrivet agent daaroor. En as jy nie weet wie jou Afrivet agent is nie, praat met jou plaaslike Ubaro tak, hulle sal jou kan help. Tweede groep is vliee. Vliee is lastig vir ons almal en hulle het veelvoudige invloed op diere ook. Eerstens is hulle irriterend, so die diere eet minder, hulle loop verder, hulle is gestres. So dis 'n probleem wat vliee het. Die tweede ding is hulle dra ook siektes oor en laastens kan hulle dan die maaiers lê in die vel en dit kan weer brommerlas veroorsaak. So vir vliee het ons verskeie produkte in ons Afrivet reeks wat lekker is. So jy kan verskillende stadiums van die vlieglewenssiklus aanpak. So hier voor my is 'n baie helder geel emmer. Dis ons Flybuster emmer. Hy het 'n gis-gebaseerde lokaas aan die binnekant en dit lok die vlees, so dit word nie giftig nie. Jy kan letterlik aan die einde van die emmer se leeftyd die mengsel wat ongelooflik lekker ruik uitgooi en jou hoenders kan daai vlee eet en dit sal fyn wees, maar omdat hy geel is, hy het 'n deurskynende deksel, hy lok vlee baie maklik, die volwassenes. Dan het ons die Radifly Granular. As jy baie mishope het, kan jy dit gaan strooi op die mishope. Hy het Novaluron in en dit
keer dat die maaiertjies volwasse stadium bereik. So dan stop jy die maaiers om uit te broei. En dan laastens het ons Deltapor of ons Deltametrien produkte wat jy ook kan spuit en dip en dit sal ook vlee weghou. En dan ander organismes wat uitwendig voorkom is jou luise en jou myte. Hulle is meer algemeen in die winter, maar as al gunstige omstandighede is, kan jy hulle reg deur die jaar kry. So as jy dip met jou Eraditic 250 of 125, dan kan jy jou luise en jou myte ook doodmaak, of jy kan 'n Ecomectin of 'n Ivermectin basis inspuit. So dit sal ook help vir daai om hulle dood te maak en dan ook vir jou brommer las as daar so 'n probleem is. Die derde groep waar ons bekommerd is jou inwendige parasiete. So daar praat ons van lewerslakke, peervormige maagslakke en dan jou ronde wurms. So dit is belangrik om voorsorg te tref op die regte tye te doseer daarvoor. Maar voor jy begin doseer, sê ek altyd maak eers seker dat jy 'n probleem het en as jy 'n probleem het of hy opgelos word deur die middel wat jy gebruik. So mens kan nie net gaan en doseer vir die voet nie, jy mors geld en ons weet ons in produkte, maar ons wil hê julle moet gesond boer ook. So dit gaan nie net oor produkte en diere se kele afgooi nie. Ons moet seker maak ons het die regte goed. So die eerste ding wat jy kan doen is doen mis-eiertellings, want dit gaan vir jou sê hoe groot is jou probleem en jy doen dit voor jy ontwurm. As jy klaar ontwurm het, gee dit so 'n week, dan doen jy weer 'n eiertelling. As jou eiertelling nie verander het nie, beteken dit jy het weerstandigheid. Dan werk die produk wat jy gebruik nie. En dan 'n belangrike ding, hierdie is ons Iradiwoman type. Dis lekker goed vir jong diertjies want hy doen lintwurms en ronde wurms. Maar kyk op die produk hierso by ons het hy bo die naam, daar staan 'n 3+8, dan weet jy dis die ontwurmingsgroep waarin hy val. So sê nou maar jy het die Iradiwoman type gedoen en jy het weerstandigheid. Gaan koöperasie toe of Obaro toe in hierdie geval en dan gaan kyk jy moenie weer iets wat 'n 3 het nie, want dit is presies dieselfde middel. So daar's klaar weerstandigheid vir die nommer 3. So dan kies jy 'n ander produk in die reeks, of watter reeks ook al, en dan kies jy die een wat in 'n ander groep is en dan doen jy dieselfde. Doen eiermisstellings, doseer, kyk later weer, is daar 'n verskil, want anders te mors 'n mens geld. En inwendige parasiet, ladings of weerstandigheid raak al hoe meer. En dis hoekom Afrivet het 'n entstof vir haarwurm spesifiek en dit kan jy kry deur met jou Afrivet agente gesels of jou veearts en dan kan hulle jou help om dit in die hande te kry. En as jy deel word van die Wirewax program, dan gee ons vir jou so 'n kit, so dis hoe dit lyk, maar ons sal 'n ander keer vir julle meer hiervan vertel. Maar ja, so dit is 'n entstof wat werk vir haarwurm. Dit is 'n redelik intensiewe program, maar dit werk goed in die boere wat dit gebruik en wat weerstandigheid gehad het. Begin nou weer net sporadies ontwurm vir goed soos brein-maagwurm en dis meer wat nou weer terugkom om die mense minder doseer. So jy ent en dan kan jy minder doseermiddel gebruik en dis great. So dis waarvoor ons wil gaan. So kontak jou Afrivet agent om daar te gesels. Dan die laaste ding waar ek wil praat is algemene probleme wat saam met reën kom. So een wat ons almal ken en dit hulle het my mal gebel in 2009, 2010 daaroor is vrotpotjie. So met die nat weer, die modder, die tussen die kloutjies kry hulle ontsteking. En iets wat mens daarvoor kan doen is voetbaddens met kopersulfaat of sinksulfaat, want dit dien as 'n ontsmettingsmiddel en dit droog dit so bietjie uit, so dit keer dat jy vrotpotjie kry. En dan ook bosluisbeheer B, want bosluise speel 'n groot rol in vrotpotjie ook. So as jy dip en dan jy sink of kopersulfaat voetbaddens het, dan behoort dit op te los. As dit nie weggaan nie, kontak jou veearts dat hulle jou kan help met antibiotikas. Die tweede ding is klontwol. So met die nattigheid en die reën dan is dit 'n lekker koöperasie veral in die wol en dan lyk dit is 'n lekker area vir bakterieë om te groei. As jy dit sien, bel jou veearts dat hulle jou kan help met die regte produkte. Okay, laaste een is stres. As dit nat en koud is en jy slaap buite, gaan jy gestres wees. So dit is belangrik om jou diere se immuunstelsel te ondersteun want dit maak hulle meer vatbaar vir goed soos longontsteking, diarree en ander infeksies. So om dit te doen, kan jy vir hulle 'n vitamien en mineraal aanvulling gee en tydens tye van stres 'n bietjie suiker bygee, veral as hulle jonk is of in swak kondisie. En daarvoor het Afrivet ons ongelooflike goeie produkte. Wil net seker maak ek's by die regte een. Electrogard is vir kort periodes van stres. So jou jong kalfies of lammetjies wat sukkel of jou koeie wat gaan kalf en so voort, gee dit vir 'n rukkie, want hy bevat dekstrose, gee hulle so 'n bietjie energie by en dan hy rits vitamiene, veral jou B-vitamiene, B1 om die brein en die senuweestelsel te ondersteun tydens tye van stres. So dis great. En dan andersins het ons gel reeks, daar's Ovimin, Bovimin, Dairymin, so afhangende van waarmee jy boer, Ovi vir skape, Bovi vir beeste en Dairy as jy melkbeeste het. Hierdie ondersteun die immuunstelsel baie goed. Hy het seleen en mangaan spesifiek daarvoor, Vitamiene A om jou slijmvliese te beskerm. So as jy die twee saam gee tydens tye van stres, as dit rof gereën het en jy sien jou skape of jou beeste lyk nie lekker nie, dan kan jy hierdie reeks probeer saam met die Electrogard. So dit is
goed om die immuunstelsel te ondersteun. En dan ook goeie voeding gaan ons nou hê met die reën, so dis daarom een ding waar ons nie te stres vir die immuunstelsels nie. En dis my storie. Iets wat ek altyd sê as iemand my geleentheid gee om te praat is, hê 'n goeie verhouding met jou privaat veearts as ook jou staatsveearts, want hulle kan jou help om jou kuddeprogram aan te pas. Daar's baie ekstra goed wat 'n mens kan doen, maar ek wil julle nou nie oorweldig met te veel inligting nie. Maar praat met jou veearts, privaat of staat, dat hulle jou help. Jy betaal belasting, so praat eers met die staatsveearts. Dankie julle.